Goeiemôre, het jy al gehoor van die wet van verwagting? Nou volgens die wet van verwagting kry jy net wat jy verwag. Nou in Efesiërs 3 kry ons Paulus wat 'n aangrypende gebed vol verwagting bid tot die Here. En daar's twee dinge in sy gebed wat ek vanoggend met julle wil deel en uitlig. Nommer 1 is hy bid dat ons innerlik sterk sal word. En hier gaan dit oor geestesgesondheid. Te veel mense worstel nog vandag met hulle identiteit, met 'n lae selfagting en hierdie gedagte dat ek is nie goed genoeg, ek is nie mooi genoeg, ek is nie sterk genoeg, ek is nie vinnig genoeg nie, ek is nie aanvaarbaar nie. Ons het so half 'n minderwaardigheidskompleks. En daarom bid Paulus dat die Here ons innerlik sterk sal maak, dat ons na onsself sal kyk soos hierdie meesterstuk wat God geskaap het. Dat God elkeen van ons uniek gemaak het met besonderse gawes en talente, dat jy baie spesiaal is, dat jy die geliefde kind van God is, en dat wanneer hy na jou kyk, man, vrou, seun, dogter, oom, tannie, dat hy sal sê, dit is my geliefde kind, oor hom of haar verheug ek my, dat ons innerlik sterk sal wees en met vertroue en met 'n verwagting die lewe kan ingaan as kinders van God. Die tweede ding, en hy sluit sy gebed daarmee en hy sê ons moet weet dat God by magte is om oneindig meer te doen as wat ek en jy kan bid of dink. Met watse verwagting bid ek en jy? Met watse verwagting gaan ons die lewe in? Verwag jy groot dinge? Verwag jy vreugde en geluk en betekenis en waarde en sukses? Muhammad Ali was hierdie bekende bokser wat altyd met 'n groot verwagting geveg ingegaan het en vertel het op die perskonferensies hoe hy sy opponente gaan verslaan en watter ronde die uitlophou geplan gaan word. I'll fly like a butterfly and sting like a bee. Twee gevegte wat hy verloor het hy egter in die aanloop tot die geveg sy verwagting negatief vertolk. Hy het gesê, well, if I lose this fight, en toe verloor hy daai gevegte. Vriende, gaan hierdie week in met die verwagting dat God vir jou vreugde sal gee, dat hy naby jou is, dat hy vir jou waarde en betekenis sal gee. Verwag sy teenwoordigheid, verwag dat hy vir jou sal lei en vir jou sal krag gee, want jy is meer as 'n oorwinnaar deur hom Jesus Christus wat vir jou krag gee. Mag jy die wet van verwagting oortref, omdat God oneindig meer kan doen as wat jy kan dink of bid. Amen.